Dis sy boutspiere. So, wat noem mens dit nou weer? Glutes. Dis hy glutes van hom as hy so voor my squat. Dit prikkel my oral. Dis nie dat ek vir Johan wil verneek nie. Dis net Jy het behoeftes. presies. Hierdie soort van gedrag is tipies van vrouens met 'n geskiedenis van mishandeling. Regtig? Dis hektiek. Wag totdat die boekklub girls hier van hoor, dis great. Drink een as jy angstig voel, maar nie meer as 3 keer 'n dag nie. Ek is nie angstig nie. Nee. Jy slaap saam met jou gym-instrukteur, die veearts en jou ontwerper. Dan as ek seker jou bejaarde man soek ek so 'n bietjie vergoeding vir jou luukse lewenstyl. Is jy besig om met my te flirt? Dokter Vermaak. So hierdie ou het jou al die pad toe baie toe gevlieg, net sodat sy vrou 'n kopdokter kon sien. Hy's 'n sheik, nie 'n ou nie, en ek's 'n seksterapeut, nie 'n kopdokter nie. Interessant. Luister, dis 'n goeie ding jy sit nou hier langs my. Ek het aansoek doen vir 'n nuwe posisie by my werk, waarvoor ek natuurlik perfek is. Maar daai snotkop van 'n Richard ding, net omdat hy 'n splinternuwe Luister, dit was 'n lang dag om nie eens te praat van my week nie. My fooi is R1000 per uur en ek doen nie pro bono werk nie. Veral nie vir iemand wat 10-10-1 kort mannetjie sindroom het nie. Wat doen jy nou? Ek gaan jou betaal. Is jy ernstig? Ja, ek het jou tipe eerlikheid nodig. Val dis na ure. So maak dit 2000. Hi, ek is dokter Susan Brink, die forensiese sielkundige wat jy gaan evalueer. Okay, bly kalm. Ek wil jy moet mooi na my luister. Ek klim stadig af. Jy hoef dit te doen nie. Daar's soveel positives in jou lewe. Jy's intelligent. Jy het 'n sense of humor. Mooi. Wag, hoor, rooi met 2 jye in my. Nee, my engel. Herken dit. Die angel face. Klik vet. Ek lyk nie pregnant nie. Die engel. En ek sien hoe teken die kinders by die skool walvisbreekies van my. Ag, angel face, jy's nie 'n walvisie ook. Jy's net pregnant. Kyk hierso. Hoekom gaan trek jy nie daai mooi rokkie aan wat jy vandag gekoop het nie? Ek kon vir die laat wees vir my afskeidspartytjie nie, asseblief. Okay. Ek verstaan nog steeds nie hoekom jy by die community center wil wy nie. Ek kan nie so geheg nie, Rudy. Dit gaan moeilik wees om ons toons groot te maak op 'n staatssalaris. En môre, wanneer ek vir Dr. Adrian Vermaak impres, gaan ek met een van die beste psigiaters in Suid-Afrika werk en dan is ons financial worries history. So kom aan. Gee my een van die famous Aisha smiles asseblief, kom aan. Net een, dankie, dat is. Kom toe. Dokter Vermaak, stille waters. Praat jy?
Wat dink jy? Gaan jy? Wag. Kan my nie laat wag nie, dokter. Dokter net lus. Tannie Marie, hoe laat sien ek vir Tannie? Sy is gone. Wat? Nog ene? Die Kokko het genoeg gehad van die ongeskikte buffel. Is dit wat sy gesê het? Sy het 'n brief gelos. Adrian, jy's 'n ongeskikte buffel. Ek het nou genoeg gehad. Die Iwe, Tannie Marie. Tannie Marie, ek verwag 'n nuwe. Sy het bedank. Ag, term met Adrian. Derde een die maand. Fantasties. Jy, wat is jou naam nou weer? Caleb. Caleb, trek uit jou overalls en begin fone antwoord. En maak seker Adrian loop nie weer vroeg om golf te gaan speel nie. Het jy daarom vir my ietsie saamgebring van Dubai af? Fertility guys. Palesa, ek wou nog altyd een gehad het. Ek ken jou so goed. Hierdie is vir jou. Een of ander elektroniese gadget. Ah, cool. Dis die nuutste virtual laser keyboard vir jou tablet. My vorige job was by Gary's Gadget World. Vloerig geskrop, nie gadgets verkoop nie. Caleb, Retief Smit word later ingebring onder polisiebewaking. Laat my onmiddellik weet. Die een wat die baba ontvoer het. Ja, maar sy prokureer seker nou onder gemiddelde intellektuele funksionering. Dink jy gee voor? Iets wat hy gister gedoen het, pla my. Try associations. Mense met 'n IQ laer as 60 sukkel daarmee. As ek geleer het van gadgets by Gary's, imagine wat ek al hier opgetel het. Slim. Wat presies het jy al in my kantoor opgetel? So, optelgoed is heel goed. Tenzij daar 'n naam op is, dan is dit die persoon se. Anders is dit steel en steel is verkeerd. En jy is? Rudy Abrams? En jy's hier om konserte te hou? Nee, ek is hier vir die interview. Ja, ek spesialiseer in musiekterapie. Hier is jou afspraak, Rudy Abrams. Net so. Hoe ernstig is jy oor hierdie posisie? Baie. In daai geval, raak ons af van daai bytjie, dis lelik. Baie. Maak jezelf gemakkelijk, dat het vermaakt door enige oomblik hier te wees. Dankie. Ja. Ag, stinkneus. Huh? Wie is jy? Wie's jy? Wat maak jy hier? Kan ek vir jou ook vra? Hierdie is Dr. Adrian Vermaak se kantoor. Wat vertel jy my nou? Jy gaan enige oomblik hier wees vir my interview. Dan beter ek myself uit die voete maak. Nee, nie voor jy vir Dr. Adrian Vermaak verduidelik wat 'n syplap in sy kantoor doen nie.
Ek het 'n idee. Hoekom wag jy nie buite nie, dan knoop ek 'n gesprek met myself aan. Jouself. Ek verstaan nie so mooi nie. Jouself is jy. Jy soos 'n Myself. dokter Vermaak. Ek is baie jammer. Dokter Brink sal die onderhoud voer. Dis hoe ek dit verstaan het nie. O, so nou noem jy my 'n syplap en 'n leenaar. Nee, kyk hier, dis hoe ek dit bedoel het, nie, Sterkte, ek is seker jy gaan legendaries wees. Dankie tot ziens. Mevrou Talia. Wykie. Maar Dis tyd om te gaan. Kop, wat het ons alles gedrink gisteraan? Whisky en pille. Het ons seks gehad? Natuurlik het ons nou onthou ek dit was. Ons het nie. Wou jy my nie gehad het nie? Jy het uitgepas. Sjoe. Embarrassing. Ek beloof ek sal opmaak. Hoe lyk vanaand? Miskien 'n ander keer. Ek hoop nie jy gee om nie, jy sal moet geet gly. Hi, Angelface. Nee, nog, ek wag nog. Ja, jy was reg, ek moes die ander soet aangetrek het. Ja, ek vertel jou alles vanaand, okay? Ja, love you, bye-bye. Mr. Abrams, I presume. Ja, sorry, ek was net gehobby. Making a personal call on my time, I understand. Now, what exactly qualifies you to work at Vermaak and Venota? Dr. Brink, die forensische sielkundige. Now, to my question, please. Ek het tot nou toe by 'n kindergemeenskapskliniek gewerk as 'n musiekterapeut. En ek glo my tegnieke, alhoewel unconventional, né, kan 'n positiewe bydrae So I see julle maak. that you brought a guitar. Ek het ja. Can you play Old MacDonald? Sorry? E-I-E-I-O, you know? Ja, maar Simple question, Mr. Abrams. Either you know it or you don't. Meneer Abrams, ek is regtig jammer. Gavin Winters. Dr. Brink. Okay, so wie van julle is nou eintlik Dr. Brink? Ek is. Wat maak jy in my kantoor? Up until you barged in, I was conducting a perfectly civilized interview. Meneer Abrams, ek is regtig jammer. Gavin is 'n pasiënt van my. Ex-patient, current co-worker, Part-time. So jy is Gavin Dr. Gavin Winters. en jy is wel 'n dokter. Yes, that's what doctor means. Neurosurgeon, retired. I only practiced for 10 years. 10 years. My lê nie ouer as 35 nie. 33. That's the curse of the brilliant. Gavin is what some people might term a near savant. No, didn't quite qualify for savant status. And he left drool and bubbling. Susan, ek het baie dringend. Het ek nie vir jou gesê om in Adrian se kantoor te wag nie? Ja, maar I don't think that you should hire this guy. maar wat van my interview? Gavin, asseblief. Can't even play Old MacDonald. So Pat, hou die fort. Cheers. Adrian, jy kan nie sommer net Old MacDonald's a classic. How can you not know a classic? Waarheen is jy op pad? Boetjie golf, my kop skoon kry. Help gewoonlik. Adrian, jy tree die einde van die week af. Kan jy nie net 'n paar dae wag nie? Dis nou maar eers 10:00. Hoor jy dit? Wat? Die voeltjies fluit. Perfekte tee-off tyd. Hey, kanselleer al my afsprake. Marie? Sy gedros. Ek het in elk geval nie van haar gehou nie. Dr. Vermaak, iemand het gebel in verband met die pa. My pa, het dit. Adrian, jy is die baas van hierdie praktyk. Nee, was. Dis nou jou baby, geluk. Adrian! Palisa, Mkhwele. Oh, jy maak my mal. En skattery. Klink vir my na 'n goeie transaksie. Cheers. Vermaak en Venota, please hold.
Vermaak en Vennote, please hold. Retief Smit vir dokter Brink asseblief. Ek Lara weet. Dr. Brink, Retief Smit is hier. Dankie. Ja. Kom ek spel dit vir jou uit. Dokters Vermaak kan elke 15 minute 'n pasiënt sien. Susan konsentreer op kriminele forensiese hofsaake en ek is 'n deskundige as dit kom by paartjies, egskeidings en seks. Tussen die 3 van ons dek ons al die winsgewende areas van sielkunde. Dink jy regtig jou kinderkonsertterapie pas by hierdie model in? Ek sien jy 2 jaar gelede terug Suid-Afrika toe gekom. Ja, met boot. Hou nie van vlieg nie. Ek weet wat jy bedoel. 747 maak my ook bang. Weet jy wat 'n 747 is? Ja, is nommers. Ja. Hou jy van nommers? Ek hou van bote. Ek seker dit was 'n groot boot. Ja, baie. Is dit lekker om met speelgoed te speel? Ja, ek hou van speelgoed speel. Speelgoed is lekker. Soos Maggie. Sy ook 'n speelding. Is dit ook om jou na jou huis toe gevat het, sodat jy met haar kan speel? Maggie. Ja, Maggie. Vertel my 'n bietjie van Maggie. Maggie is my maatjie. Jy hou mos van nommers, narratief. Wat van die nommer 2? Hou jy van 2? 2 is hoe oud Maggie was toe jy haar gevat het. Wat van 4? Hou jy van 4? 4 is hoeveel dae lank jy haar toegesluit het in jou kelder. Maggie is amper dood as gevolg van jou retief. Maggie. Is Mikey siek? So, wanneer gaan julle mense laat weet? Sommige nou. Jammer, jy het dit nie gemaak nie. Maar hoekom nie? Het jy nie geluister nie? Jy pas net nie hierin nie. Maar ek ken dokter Vermaak senior se tesisse en principles beter as wat ek my eie maak ken. Ek is perfek vir hierdie job. Senior. Al wat nog hier van hom oor is sy naam en reputasie waarop Adrian Junior kapitaliseer. Glo my. Ek doen jou actually guns. Hey. Ek het nie geweet baalspel is deel van jou werk nie. Dis jammer ek het nie oproep geantwoord nie. Wat 'n oproep. 3 uur vanoggend. Ek het 'n rowwe aand gehad. Is te verstaan. Daar is iemand ouer. Kom die dood nog steeds soos 'n dief van die nag. Voel jy? Met my vingers. Adrian. Ek is regtig jammer oor jou pa. Ja nee, ek ook. Ons kan nie 'n familie kies nie. Dan gaan julle nooit die strydpyl begrawe nie. Huh? Waarvan praat jy, Veronica? Adrian, jou pa. Ek tog jy weet. Ek is jammer. Hy is oorlede. Dit was sy hart. Ek was so seker iemand. Do you cry
cry for me when you see me walk by? Do you ask yourself why? Why you let me go? Do you cry? Meneer Abrams, asseblief. Is your favorite song, Ivari? Nee. Dis my gift, Palessa. Ek weet wat mense se favorite song en hierdie een is joune. Ek dink nie so nie. Okay, goed. As ek verkeerd is, né? En hoef my nooit weer te sien nie, maar as ek reg is, dan skuld jy my 'n properse interview. Ek skuld jou niks nie. Is ek reg of nie? Ek het dit geweet. Ek sien jou môre. Hy het net na die pasiëntvorms gestaar. Gestaar of gelees? Ek's nie seker nie. Hy het iets gemumble. Dit wat op die vorm gestaan het. Miskien. Jy's nooit hier voor uit die son opkom nie. Wat gaan aan? Ek vermy die one-man band. As meneer Abrams hier opdag, ek is nie hier nie. Die man vat nie vir 'n antwoord nie en nou is dit my probleem. Dr. Brink. Susan, asseblief. Susan, hoe meer ek daaraan dink, hy kon gelees het. Ek weet ek is reg oor hierdie ou. Is daar 'n blerrie gerieflik dat hy 'n expat is met geen skool of werksrekords nie. Ja, daai geskiedenis is feitelik onmoontlik om op te maak. Presies. Kon ten minste bewys het dat hy 'n normale intellek het. So, hoe survive hy? Hy het ryk geërf. Hy en sy huiskneg sit hoog en droog in 'n kasteel van 'n huis iewers in Kyalami Estate. Kyalami Estate? Ja, hoekom? Ek het iets gelees oor 'n klein dogtertjie wat verdwyn het. Haar naam's Maggie. Nee, nie 'n Maggie nie, 'n Tuli. Die dogtertjie van 'n huiswerker. Sy is al 3 weke vermis. En waar die ma gewerk? Kyalami Estate. Waar's Adrian? Hy het gebel, hy sê hy kom nie in nie. Blerrie hel. Okay, kry vir 'n tip hier, soos 'n nou. Lisa! Wie is daar? Ek het jou gesien. Lisa! Adrian. Ek het gedink ek sal jou vind. Wie skree jy so? Is jy okay? Wat dink jy? Dankie freaking Dory. Cheers, pa. Daai is jou deal. Hou dit netjies en los my goed uit. Toe maak jy die telefoon. Nee. No, she didn't do anything. She's exceptional with patience, appalling with interpersonal relationships, and I don't know if you know, but you have a weak bladder. Meneer Abrams, miskien moet jy maar 'n afspraak maak vir 'n ander dag. Ek dink nie Dr. Ramaphosa gaan vandag inkom nie. Ek verkies om te wag, thanks. Ek dink hy gaan lank wag. Partytjie bly sy weg vir dae. Uiteindelik. Ek dog jy maak nooit oop nie. Waarna toe ry ek? Reg vir
aksie sien ek. Ek ken 'n boutique hotelletjie hier naby. Baie diskreet. Kom. Adrian. Ga huis toe. Now, go. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And you must hire this man. And on that farm he had some shrinks. E-I-E-I-O. With a, were you breastfed here? How does it make you feel there? We may have to medicate you here. E-I-E-I-O. It's the research that you ordered, Dr. Brink. Sit dit maar nou daar. Dis okay, Retief. Kom ons speel 'n bietjie iets anders. Hoeveel lande kan jy opnoem in alfabetiese volgorde? Albania, Bosnia, China, Denmark, Ecuador, France, Ghana, Hungary, India, Jordan, Kenya, Lesotho, Mauritius, Nepal, Gavin, I take any deals. Oman, Papua New Guinea, Qatar, Rhodesia, Svalbard, Tunisia, Uruguay, the Vatican City, Western Sahara, Xanadu, Yugoslavia, and Zaire. Dis genoeg. Rhodesia doesn't even exist anymore. Whilst the Vatican City and Lesotho are the only two countries that are completely landlocked within another country. Yes, Svalbard was a push, and Xanadu is fictional, but you didn't really specify. Gavin, ek probeer my pasiënt se kognitiewe funksionering evalueer. Weet wat? Dalk moet jy bly. Retief, ontmoet vir Dr. Gavin Winters. Hy's 'n gekwalifiseerde neurochirurg. Ek gaan 'n bietjie insit op ons sessie vandag. Dit gaan lekker wees. You know, I find idiots fascinating. Ek is afregs. Ek vra jou weer, Retief. Hoeveel maande is daar in 'n jaar? Huis toe. Vir huis toe. Nie voordat jy my geantwoord het nie. 'n Jaar. Hoeveel maande? Roomhuis. Ek hou van draai roomhuis. Hierdie is nie 'n speletjie nie, Retief. Ek wil huis toe gaan. Ek weet van iemand anders wat ook graag wil huis toe gaan. Tuli. Ander dogtertjie wat jy ontvoer het? Ek sien reg deur jou. Hierdie patetiese show wat jy probeer opsit. Dink jy regtig ek gaan toelaat dat jy hiermee wegkom? Praat. Praat! 12 months, 52 weeks, 365 days, 8,760 hours, 525,000... Shut up, Gavin. Ek wil huis toe gaan. Ek wil huis toe. He doesn't know. Voel jy nou beter? Ek sê maar ek het nou op jou geskree. Dit was verkeerd van my. Mense hier sal jou mooi oppas. Ek is regtig jammer.
5-jarige kan dalk nie al die maande van die jaar onthou nie. Maar hy het definitief nie die refleks om 'n koppie te vang of voel verplig om nie te mors nie. Universiteit van Pretoria. Wat? Goeie nuus, dokter. Niemand is hier nie. Net ek en my tweeling. Vanaand tyd jou ore dokter vermaak. Ek sien, ek's wakker. Ek wag net vir dokter Ramaphosa. Vertel hart. Reg so. Suksesvolle selfvertroue sessie. Ek stel voor jy gaan huis toe en dink na oor alles wat ons ontbloot het. Ons sal later opvolg. Ek sal wag vir jou oproep. Aandag is al wat daai tipe vrou nodig het. Jy enige idee hoeveel eensame, ryk, afgeskeepte huisvrouens ek daagliks sien? Wat hulle regtig wil hê is iemand wat luister na hulle opgemaakte fantasieë, hulle laat beter voel oor hulle boring klein lewens en pilletjies gee sodat alles kan blur. As jy dit wil maak in 'n private praktyk, beter jy besef dat die meeste mense wat deur daai deur loop net een ding soek. Aandag. 'n Groot percentage van vroue, soos die een wat jy nou net embarrass het, soek hy tipe aandag oor hulle serious abuse in hulle verlede gehad het. Ontspan, sy is nie een van hulle nie. Hier speel mos nou Russian roulette. Wie sê om te kies wie is die blank en wie is die regte bullet? Come on, damn it. Monica. Eers kry ek nie verdomde sleutel nie en dan werk dit nie. Jy's dronk. Jy is wakker. Ek het amper met een van my pasiënte geslaap. Dinge is, ek sien nie meer om nie. Vir niks op niemand nie. Adrian, jy gaan jouself doodsuig. Dis tyd dat jy besluit maak oor jou lewe. Wil jy weer omgee of wil jy bitter en alleen doodgaan? Wat die hel gaan met jou, man? Jou pa is dood, ek verstaan. Jy het hom 14 jaar laas gesien, ek verstaan dit ook. Maar dit was jou keuse, Adrian. Bou 'n brug en maak vrede. Alles draai nie om my pa nie. Alles wat jy is gebore uit louter haat vir jou pa. En voor jy dit nie herken nie, gaan niks vir jou sin maak nie. Wat wil jy? Ek weet alles. Hoekom? Want ek is die enigste een wat nog omgee. Jy hoef nie meer die sleutel vir my te los nie. Ek het vir 'n dief uitgevang, Adrian. Ek weet hy steek haar kind iewers weg. Ek gaan polisie toe. Jy het nie enige bewyse nie. Hoe laat is dit? 6:00. Die verdomde man dink ek gaan nie wegkom. Praat net 'n bietjie sagter asseblief. Sonder bewyse gaan geen hof jou ernstig opneem nie. Ja, maar hoe kry ek dit? Daar die bliksem uit
tot hy sy ware klere wys en neem dit op. Dis oneties. Ja, en as jy bekommerd oor die 2-jarige of oor etiek. As die kind leef, staan hy ten minste 'n kans. Anders kan hy eties wees en oor 2 maande vir die polisie sê Atelier sou hom blomme van ma steek. Lester, wag, okay? Het ek jou nie gesê jy pas nie hierin nie? Ek weet, dis hoekom ek hier is. Ek wou net kom dankie sê. Dankie. Te danke aan jou het ek gister die hele dag gehad om te dink en te observe. En jy was reg, okay? Ek hoor definitief nie hier nie. O, by the way, dink jy sal hierdie like. So, waar wil jy my hê? Sal ons begin op die tafel en eindig op die bank? Ek gaan nie verwys na 'n kollega van my, Dr. Townsend. Ooh, stoute dokter. 3's a crowd, maar ek's game fast. Dis genoeg. Adrian. Dokter Vermaak. Enigste rede hoekom ek seks oorweeg het is omdat jy nie eintlik 'n probleem het nie. Jy het nie terapie nodig nie, jy soek net aandag. Jy's ryk, so jy kan iemand betaal om na jou te luister, maar dit gaan nie meer reg wees nie. Beteken dat jy wil my nie meer hê nie. Ek vas jou knoop en ek seker jy sal jou pad self uitkry. December is die lekkerste man. Ek hou van December, boelie. Ek hou. Dankie, jy kan maar gaan. Ag, frek. Jammer. Ag, skoon my. Is hier 'n aspireer? Ja, daaroor. Okay, retief. So. Waar begin ons? Al hierdie gereelde besoeke, Dr. Brink. Is jy dalk verlief op my? En dan moet ek die ware retief. Dink jy ek's 'n idioot? Jy dom onetiese kwak. Ek het jou patetiese tydrekordertjie afgeskakel. Ek weet. En ja, jy's reg, dit sal oneties van my wees om ons private gesprek op te neem. Maar as ek kan bewys dat jy oor verstandelike vermoë besit om kognitief na iets te soek en dit dan af te skakel, dan het ek bewys sonder om ons dokter-pasiënt vertrouensverhouding te verbreek dat jy ons nog die hele tyd om die bos gelei het. Waarvan praat jy? Die oomblik toe jy daai bandopnemer afgeskakel het die polisie wat nog die hele tyd inluister geweet jy gee voor. En as hulle jou vingerafdrukke op daai knoppie kry, het ek al die bewyse wat ek nodig het. Ek kom vir jou, Dr. Brink. TikTok, TikTok. Bye-bye, Michael! Bly net kalm. Moenie vir my sê wat om te doen nie.
Ek is jong. Jy was toe al die tyd reg. Ek het nie eintlik 'n probleem nie. Ek is die probleem. Nee, moenie. As jy iemand wil skiet, skiet my. Ek was ook lief vir my pa. Hy was 'n bliksem, maar hy was my pa. Pa sê dit eintlik so maklik. 'n Kind kan nie anders as om hom lief te hê nie. Ek het een keer vir dae weggekruip in die hoop dat my pa my sal kom soek. Hy het nie. Ironies dat my pa kinderpsigiater was. Ek het toe besef, daar's net een manier om sy aandag te kry. Word 'n psigiater, volg in sy voetspore. Ek het gedroom dat hy in die gehoor gaan kom met sy trotse glimlag, soos ek graad vang. Maar dit het nie gebeur nie. Hy het eerder die aand spandeer saam met 'n pasiënt se ma in die bed. Was jy ook lief vir jou pa? Was dit jou oom? Asseblief, moenie. Sê hy is lief vir jou. Hy het gelieg, dit is nie liefde nie. Shut up! Dit was niks nie, hoor jy my niks? Vir 14 jaar het ek nie my pa gesien het nie. Ek ook gedink is niks nie. Nou weet ek van beter. Jou pa het jou geïgnoreer. Boe. My pa het my krag. Weet jy hoe dit voel om bang te wees vir jou eie pa? En hoe vuil jy voel en jou ma wat met soveel afskuw na jou kyk. Jy het nie 'n idee nie, dokter. Ek is so... Nee, ja, my vat nie. Val nie jy nie. Jy volg my. Jy was iemand gesê het ons sal nie op 'n staatssalaris nie. Ek het sommer maar net gepraat. Ek sal 'n plan maak, moet jy nie worry nie. Ek is bly ek het jou gekies terwyl jy. Ek het jou lief. Ek het jou lief. Alles sal loop soos dit moet. Someone's jumpy today. Hoe sou jy voel as jy daagliks doodstregemente kry van geharde kriminele? Who is it this time? Is that the retard guy? Ons gebruik nie daai woord nie. I'm sorry. The developmentally delayed, cognitively and intellectually impaired individual guy. You're incorrigible. Somebody's going to the shooting range this weekend then. Can I bring a picnic basket? Only if you agree to be my target. Only if you agree to aim for my heart. Jy sal sê vir ewig en vir altyd. Ek sal sê tot die dood ons skei. Wat ek te sê, het gaan nie lang vat nie. Môre meneer Abrams, lekker ongeskik so vroeg in die oggend. Hy vroeg van die ander hand spook by my.
En as jy nie meer vir jou pasiënte kan omgee nie, stel ek voor jy gaan op pensioen of jy gaan verplig wees om jou na... Ontspan. Ons moet gesels. En toe het hulle die dogtertjie gekry. Ja, die polisie het vir Tuli net betyds opgespoor. Sy is nog in hoë sorg, maar sy is stabiel. En Retief? Ag, jy mis Baksel gaan wat 20 jaar lank in die tronk vrot. Nie lank genoeg na my smaak nie. That poster is not tight enough. Hy gaan skeer. Hy gaan nie. Trek. Ag, Lisa. Palesa, it would appear as though your poster has torn. You think? Ja, maar dit gaan lekker hier, wie vir jaar? Surprise! Laaste dag op kantoor. Yay! Julle moes nie. Ag, die mense wat ons kon doen vir ons gunsteling baas. Julle enigste baas. Presies. Maar ek bedoel dit. Julle moes regtig nie. Ek tree nie meer af nie. Ek verstaan nie. Moet ek vir jou 'n prentjie teken? Ek het van besluit verander. Dis nie net 'n vrou se reg nie, jy weet. Ek dink die mensdom is nie gereed om my te verloor as 'n psigiater nie. Maar wat doen ek met die hipnoterapeut wat ek aangestel het? Raak ontslaaf van hom. Ek het iemand anders in gedagte. Lyk dit, sien jy kans, Mr. Rudeness? My naam is eintlik Rudy. Ek verkies Rudeness. Okay, Rudeness is fyn. Great. Die job is joune, jy begin maandag. El begin sommer nou. Hoop julle het koek gebring. Dis 'n nuwe begin, mense. Alles wat mal is. Ek wil jou hand vashou. Ek wil alles van jou onthou. Goeie besluit om aan te bly. Nou kan jy opmaak vir al die foto's wat jy gemaak het. Met my verbeelding. Nee. Jy is besig om 'n gewete te ontwikkel. Ek sal jou stories vertel in die kar en jou altyd op